Goeiemôre ook aan almal wat vanoggend inskakel en dit is maandagoggend die 14de April. In hierdie week sien ons ook baie uit na hierdie Paasnaweek, een van die mooiste en hoogtepunte in elke kerk se kalender. Gister het ons die voorreg gehad om een van ons mooiste Paasangdienste as gemeente saam te beleef. En dit is met die tema van die Paasangdiens wat ons dan ook eerskomende naweek se tema verder neem. Jesus se wonde aan die kruis bring vir ons genesing. En deur sy wonde is daar vir ons genesing. Maar voordat ons daarby kan stil staan, moet ons eers 'n oombliekie vertoef by die kruis en die diepte en die betekenis van die kruis self. Ek lees graag gedeelte uit François Tolmie se boek 'n wrede dood. Vir moderne mense soos ons het die kruis, die woord kruis, 'n leefwoord geword. Ons sê sommer maklik elke huis het sy kruis, maar dit sê nie regtig vir ons baie nie. Ook wanneer ons aan die kruis van Jesus dink, is dit dikwels net 'n mooi uitdrukking wat in baie van ons se gedagtes leef. Of ons dink dalk aan Jesus wat aan die kruis hang, soos hy dikwels in skilderye en prentjies uitgebeeld word. Jesus wat stil met sy kop vooroor gebuig aan die kruis hang, met hier en daar miskien 'n paar druppeltjies bloed. Ja, vir ons het die kruis van Jesus selfs iets sags en soms selfs iets moois geword. Maar in werklikheid was die kruisiging van Jesus baie anders. Probeer jou voorstel hoe erg dit regtig moes gewees het. 'n Klomp mense druk 'n ander mens vas op 'n stuk hout, kap met spykers deur sy gewrigte en lig dan die stuk hout op sodat sy hele liggaam aan daardie spykers hang. Dit moes ontsettende pyn veroorsaak het. En eintlik was dit iets afgrysliks gewees. En dit is met hierdie gedagte wat ons dan die res van die week gaan inkleer. Kom ons raak diep bewus daarvan dat dit wat met ons Here Jesus Christus gebeur het, nie maar sommer net 'n gebeurtenis was, wat omdat ons in 'n moderne tyd leef, dit nie meer impak op ons moet hê of kan hê nie. Kom ons sê vir mekaar, dit was 'n wrede, afgryslike manier om te sterf. En hy het geweet dat dit die manier is waarop hy sou sterf. En ten spyte daarvan gaan hy voort. En sê hy, as dit die wil van die Vader is, dan sal hy hierdie pad stap terwille van jou en terwille van my. Wat 'n wonderlike Here Jesus Christus het ons nie. Ons het die Verlosser, die middelaar, ons koning, Jesus die Christus, aan wie se liefde daar geen gelyke is nie. En daarom begin ons hierdie week met aan Jesus Christus, ons Here, al ons aanbidding, al ons lof en al die eer tot alle ewigheid. Amen.